Goeienaand en baie welkom terug by ons 10 dae van gebed. Ons gaan vandag kyk na dag 9 en ons onderwerp is: vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ons geheelteksvers is Matteus 6 vers 14. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Sy was oud en was vir baie jare ouderling in my kerk. Maar nou was sy in die hospitaal. Toe ek haar besoek het, het sy vir my gesê, moenie vir my bid nie, want ek is verlore. Hoekom sê jy dit sê? Het ek geantwoord, leraar, ek het gesondig. Ek het 'n groot sonde gepleeg toe ek jonk was. Het jy God om vergifnis gevra? Elke liewe dag van my lewe, maar hy het my nooit vergewe nie. Hoe weet jy dit? Wel, het sy gesê, ek het dit nie gevoel nie. Ons het dit deurgepraat en aan die einde van ons gesprek het sy vrede en vreugde gehad in haar hart. Hoe voel jy vergifnis? Is dit 'n warm gevoel in jou liggaam of iets kouds aan jou regterhand of 'n rilling agter jou rug of in jou nek? Ruik jy dit? Die Bybel is duidelik. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle geregtigheid te reinig. En dit is in 1 Johannes 1 vers 9. Dit sê nie hy vergewe net klein sonde of beperkte aantal sondes nie. Dit sê duidelik dat as ons sondes bely, hy hulle almal vergewe. Die voorwaarde is, jy moet bely. Die belofte is, God vergewe. Doen u deel en God sal sy deel doen. Vergifnis is nie iets wat u kan voel of wetenskaplik bewys nie. Dit is deur geloof. Jy neem God se woord daarvoor en glo dat God nie lieg nie. U kan dit nie verduidelik nie. U verdien dit nie, maar u weet dat God beloof het en sy beloftes is 100% betroubaar, omdat dit op sy karakter en woord gebaseer is. Niks is meer betroubaar as God se woord nie. Wanneer u sondes bely, word u daardie oomblik onmiddellik vergewe. Jesus het reeds die prys vir sonde aan die kruis betaal. Hy is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, so sê Johannes 1 vers 29. Sy bloed is genoeg en in sy bloed het u verlossing vir al u sondes, en dit is in Efesiërs 1 vers 7. Nadat u belydenis gedoen het, moet u geloof beoefen en kies om te glo dat God doen wat hy beloof het. Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Kyk gerus in Romeine 4 vers 3. En onthou, die regverdiges sal uit die geloof lewe. En Romeine 1 vers 17 sê dit vir ons. Soos u glo, werk God en word u vergewe. Moenie probeer om dit te verduidelik of te verdien nie. Want uit genade is jy gered, deur die geloof, en dit is nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. En dit staan in Efesiërs 2 vers 8. U is ook 'n sondaar. U kan nie versoening oor u sondes van die verlede doen nie. U kan die hart nie verander en u self heilig maak nie. Maar God beloof om dit alles deur Christus vir u te doen. U glo daardie belofte. As u die belofte aanneem, dan sal God dit vir u waarmaak. Moenie wag om te voel dat u gesond is nie. Sê maar, ek glo dit is so. Nie omdat ek dit voel nie, maar omdat dit God dit beloof het. En dit is van Skride na Christus, bladsy 51. Nou as u oë op Jesus aan die kruis vestig, kry u 'n blik op daardie uiterste manifestasie van liefde. Jesus, die skepper, die een wat praat en dit gebeur, die een waarvoor die engele hulle self bedek, die God van die heelal wat neergedaal het en die menslike vorm aangeneem het. Hy, die Heilige, het u sondes geneem en persoonlik vir u gesterf. Vestig u oë op die kruis
U sal dan sien dat diegene wat genade ervaar, ook middelik genade deel. Diegene wat vergifnis ervaar, vergewe. Die grondslag van alle vergifnis is om die onverdiende liefde van God deur ons verhouding teenoor ander te toon, of ons daardie liefde ons eie gemaak het. En dit is in Gelykenisse van Christus, bladsy 251. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die onverdienste gawes van bekering en verlossing. Soms sukkel ons om U vergifnis te aanvaar en probeer ons U guns verdien. Leer ons om U vergifnis met blydskap te ontvang en daardie genade met ander te deel. Amen.